Kom ons mag hoor Psalm 84, Psalm 84, besing ons daar vers 1 en 2. Psalm 84, vers 1 en 2. Goeiemôre gemeente in Christus. Ons sluit ons voorsang af en open ons erediens met die sang van Gesang 9, verse 1 en 2, waarna die gemeente staande bly. Gesang 9, vers 1 en vers 2. Slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en trou bly tot in ewigheid. Amen. Ons lofpsalm tot eer van die Here is Psalm 42, verse 1 en 3. Psalm 42, ons sing daarso vers 1
en vers 3. Ons luister nou na die wet van die Here soos ons dit opgeteken vind in Eksodus 20. Daarna sing ons uit Psalm 38, sing ons verse 1 en vers 17. Psalm 38, verse 1 en 17. En nadat ons geloof bely het, sing ons uit Psalm 18, verse 1 en 3. Psalm 18, vers 1 en 3. Na die wet, Psalm 38, vers 1 en 17. En nadat ons geloof bely het, sing ons Psalm 18, verse 1 en 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Nadat ons ons geloof bely het, sing ons uit Psalm 18, verse 1 en vers 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons open die woord van die Here vanoggend by Genesis 7 en ons gaan daarso lees vers 16. Genesis 7 vers 16. Dis 'n baie bekende gedeelte. Ons fokus wel net op die enkele vers. Kom ons verenig in gebed voor ons uit die woord van die Here lees. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag hier as 'n gemeente bymekaar kan wees. Here, hier waar U ons vergader het, wil U ons harte en gedagtes rustig maak en ontvanklik maak vir U woord. Here, ons wil vanoggend eerstens vir U dankie sê vir die gesondheid wat ons geniet om vanoggend hier in U huis te mag wees. Here, hou die wat nie hier kan wees nie veilig in U hande. Skenk genesing aan ons siekes as dit U wil is, o Heer. Here, dankie vir die voorreg om sonder vervolging hier te kan wees. Here, baie dankie vir die reën en uitkoms wat U vir ons so mildelik skenk. Here, dankie vir eggenote, dankie vir kinders, dankie vir ouers en dankie vir grootouers, dankie vir familie en vriende. Here, dankie vir die gemeenskap waar U ons in hierdie land geplaas het, waar ons talente en gawes aan U kan wy, tot eer van U naam en tot uitbouing van U koninkryk. Vergewe ons sonde asseblief, o Heer, waar ons so menigmaal misdryf. Here, breek ons eie ek, ons trots en ons harte van klip. Vervang dit met harte van vlees, van nederigheid voor U, vol liefde vir U, Here, en liefde vir mekaar. Here, laat ons roeping hoor en dit ook so uitleef tot eer van U. Here, trek ons al nader aan U, o God, dat ons in U genade kan lewe, in dankbaarheid, dat U ons uitverkies het, en na ons gekom het in hierdie sondige wêreld.
Maak ons harte ontvanklik vir die woord. Ons vra dit in Jesus se naam, o Heer. Amen. Lees vir ons Genesis 7 vers 16. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Stukkie waarop ons klem lê daarso is, en die Here het agter hom toegesluit. Ek lees vir ons 'n preek uit die bundel God se lied deur Dominee W.J. van der Merwe. Die preek se titel is En die deur is toegesluit. Geliefdes, die einde van die jaar verkondig altyd vir ons op Oujaarsdag volg daar 'n nuwe jaar, 'n nuwe begin, maar terselfdertyd ook Maranatha, die Here kom. 'n jaar nader aan sy koms en aan die oordeel en aan ons dood. Die tekens van die tye wys met 'n uitgestrekte vinger vandag na die koms van die regter van die hemele en van aarde. Die oorloë en beroeringe sê vir ons dat ons moet regmaak vir die groot dag van sy koms. Want die dag van Jesus se koms is ook die dag van sy gerig. As hy verskyn, dan het die eeue hul loop volëindig en dan gaan die mense vir ewig in twee strome uiteen. Dan is dit die laaste Oujaarsdag. En dan is ook vir ons vir ewig of behoue of verlore. Die wat in Christus glo, gaan die ewige saligheid in, en die wat nie glo nie, is vir ewig verlore. Hierdie finale skeiding het Christus ook vir ons geteken in die gelykenis van die 10 maagde. Al 10 meisies gaan die bruidegom tegemoet. Al 10 jaag na die feesmaal, maar nie al 10 kom daaraan nie. Net die 5 wie se lampe met olie gevul was, het die bruidegom gevolg tot in die saal. En toe hulle binne is die deur gesluit. En dan is die beslissing ewig gevel. Die geslote deur maak dan skeiding tussen almal wat gereed was en die wat nog klop, roep en smeek. Here, maak vir ons oop. Maar sy antwoord was: ek ken julle nie. Daardie geslote deur spreek van saligheid en verdoemenis, van genade en vervloeking, van vryspraak en oordeel. Dit hang net af aan watter kant van die deur jy staan. En nou lees ons teks: en die Here het agter hom toegesluit. So het God die ark toegesluit, toe hy die ou wêreld verdelg het. En wat eenmaal weer in die jongste dag sal gebeur, het hierin sy afskaduwing gevind in die oordeel tydens Noag se dag, toe die Here sy kerk in die ark van Noag gered en die wêreld daar buite verdelg, die wat na sy roepstem nie wou luister nie. So sien ons dat die Here die deur toesluit om skeiding te maak tussen regverdiges en onregverdiges, om die een te behou en die ander te verdelg. Die gedeelte verkondig vir ons God se oordeel, maar ook God se ontferming. Eers God se oordeel met die toesluit van die deur, en die Here het agter hom toegesluit. Dit is 'n paar eenvoudige woorde, maar dit het so magtige betekenis en inhoud. Die deur is toegesluit, en God het dit self gedoen. Hy sluit en niemand maak oop nie. Hy maak skeiding tussen verlorenes en verlostes. Hy is dit wat verwerp en verkies. En dan kom die vraag by ons op of hy dan 'n God is van liefde wat die deur sluit, as die vloed net 'n oomblik later gaan opkom. Is dit nie 'n harde lot dat die deur sal toegaan vir almal wat net nou nog sal worstel met die golwe en skreeu om hulp nie? Dit lyk so, maar moet nooit vergeet nie, dat die Here die goddelose wêreld elke dag gewaarsku het, vir meer as 100 jaar al. Eers het Henog geprofeteer, en na hom weer Noag. Hy het die mense op die oordeel wat gaan kom gewys, en die bou van die ark was 'n lewende getuie daarvan. Maar die wêreld het na al die stemme nie geluister nie. Hulle het Noag maar laat preek en laat bou. Hulle het die timmerman gespot met sy wonderskip, wat hy besig was om op droë grond te bou, en omdat hy beweer het dat daar watervloed sou kom.
Hulle het maar geëet en gedrink en getrou en laat trou tot op die dag waar die sondvloed gekom het en hulle almal weggeneem het. Die tyd van genade het altyd korter geword. Dit was eers 120 jaar. En toe alles klaar was, het die Here hulle nog 7 dae kans gegee. Dit was die laaste 7 dae, maar tog so uitnemende geleentheid. Elke dag is vir hulle verkondig dat die regter naby is. Want in die 7 dae het die ongelowige wêreld die toneel rondom die ark aanskou. Van al die kante af het diere aangekom. Hulle het van die berge en van uit die bosse afgekom, asof 'n onsigbare hand hulle gelei het. 7 en 2 het hulle ordelik en rustig die ark binne gegaan. Maar die kinders van Kain het die wonder nie verstaan en nie geglo nie. Hulle het ook die laaste kans laat verbygaan en die laaste 7 dae hulle nie bekeer nie. Toe die diere die einde sien kom, het hulle gevlug en tot hulle behoud, maar die mense het dit nie gedoen nie. Hulle bly blind en verhard. Hulle gaan na al werk en na al feeste en lag vir die dwaase Noag. En so gaan 7 dae verby, onbenut, sonder dat een hom bekeer. Hulle tel dit af saam met Noag. Nog 6 dae en geen berou. Nog 5 dae en geen verootmoediging. Nog 4 dae en geen bekering. 3 dae, 2 dae, 1 dag. En toe sluit God die deur toe. Die uur van die gerig het geslaan. Die vloed het opgekom en die water het oor die aarde heen gegolf. Dit is die mees ontsettende dag wat die wêreld tot nog toe beleef het. Want die dag is 'n keerpunt in die geskiedenis van mense. Dit is die ondergang van die ou wêreld en dit is 'n geweldige profesie van die groot dag van ons Here Jesus Christus wat vir ons ook voor die deur staan. Die skrif gee vir ons die dag waarop die Here toegesluit het, net 'n baie kort beskrywing. Die oordeel van die Almagtige word nie in al sy afskryflike kleure geteken nie. Geen tonele van wanhoop en 'n geskreeu soos hulle daar met die golwe en die dood worstel word beskryf nie. Maar somber en eenvoudig word die oordeelvoltrekking vermeld. Die oordeele van God het oopgegaan. Die fonteine van die afgrond en die water van die hemel het toegestroom. 40 dae en 40 nagte lank. Die water het gestyg, die ark opgehef en op die hoogste berg het dit 'n skuilplek gevind toe die water weer begin sak. Hoe vreeslik is God nie in sy oordeel nie. Daar is nêrens uitkom vir diegene wat nie in die ark is nie. Op die hoogste berg is vir hulle geen skuilplek nie. Die hele mensegeslag het in die golwe weggesink en net die ark het op die waters gedryf. Toe Noag in die ark ingegaan het en die Here agter hom toegesluit het, is die deur vir almal toegemaak wat nie wou glo nie. Daardie skeiding is onherroepelik. God het dit getrek tussen gelowiges en ongelowiges, tussen kerk en wêreld. Hier leef hulle nog deur mekaar, geniet dieselfde seëninge, maar as die oordeel geval het, dan word die kinders van die wêreld nie gespaar nie. Elke gesin, elke familie sink in die diepte weg. 15 eeue het hy die goddeloosheid van sondaars verdra. 120 jaar het hy toe nog genade geskenk en die oordeel uitgestel. 7 dae het hy vir hulle gesê, haas julle om julle lewe ontwil. Maar die mensekinders het nie gehoor nie. Hulle het gespot en geëet en gedrink en verder gegaan, totdat God agter hulle toegesluit het. En nou vra die mense of God wel reg gehandel het, of die oordeel nie te streng was nie. Maar ons moet die hand op ons mond lê, want ons kan nie vir God voorskryf nie. Ons kan nie sy kerk, sy werk oordeel nie. Ons moet ons buig en met vrese beef voor sy aangesig. Want daardie oordeel kom weer. Die sondvloed is 'n profesie van die toekomstige oordeel. Die Here sal nog eenmaal kom om die aarde te straf, en dan nie deur water nie, maar met vuur. Dit word vir ons voorspel duisende jare van tevore, en die wêreld maak hom daarvoor klaar. Maak u ook self daarvoor klaar? Is u ook gereed? En soos dit was in die dae van Noag,
so sal dit wees in die dag van die Seun van die Mens. Die wêreld sal gewaarsku wees, maar hulle sal nie hoor nie, en voortgaan in hulle ongeloof en sonde. Hulle sal die genade verag en die ongeregtigheid sal toeneem. Die anti-Christus sal kom, maar dan is die maat van die sonde ook vol, en dan sal Christus kom met sy gerig, en dan word die deur vir ewig gesluit. Daardie dag kom, geliefdes, die Almagtige laat nie met hom spot nie. Elke dag verkondig vir ons in hierdie tyd dat daardie dag al nader kom. Dit was vir Noag nog 7 dae. Ons weet vandag dat ons op die einde staan. Maar hoe gaan u die regter ontvang? Want Maranatha, kyk, hy kom. En as hy gesluit het, waar sal u wees? Soos die tekens van die tye kom, so rol ook die jare een na die ander verby. Op elke nuwejaarsdag volg ook weer die ou jaar. En net so gewis gaan ook ons lewe na sy einde. Ons weet nie wanneer God ook vir ons die deur sal toesluit nie. Maar hy gee vandag nog vir ons 'n kans. As hy tog maar daarop wil let en regmaak om hom te ontmoet. Ons weet nie wanneer daardie dag vir ons sal aanbreek nie. Ons weet nie wat vir ons wag in die jaar wat voorlê nie. Maar een ding weet ons, die dood is sekerder as die lewe. Mag die sluiting van die jaar ons maan tot God, soos die sluit van die deur van Noag se ark, en soos die sluit van die deure van die ewigheid met die koms van die Seun van God. So sluit die Here veroordelend en straffend toe. Maar die geslote deur is in die tweede plek 'n verkondiging van God se groot genade. Want dit sê vir ons dat dieselfde water wat die dood uitgestort het oor die sondige wêreld vir Noag tot sy behoud gedra het, en die geslote deur van die ark. Hoe snaaks is dit nie, dat die goddelose verdrink, maar die gelowiges word gedra deur die waters tot hulle behoud. Die deure het vir die goddeloses buitekant tot ewige verderf toegegaan, maar die kinders van sy verbond is veilig deur die deur bewaar. En op daardie ligpunt van behoudenis moet ons ook let. Noag is deur God gespaar, nie omdat hy dit verdien het nie, maar omdat hy geglo het, selfs te midde van die spot van die wêreld. En dan sluit die deur nie net vir hom in nie, maar vir hom en sy huis. Die genade van God gaan ook oor die geslagte en oor huisgesinne. Die Here spaar nie net hier en daar 'n siel nie. Hy red nie net hier 'n mens en elders 'n ander mens nie, maar die geslagte word behou. Die gemeente word behou. Die liggaam van Christus, die bruid van die Lam. Dit is waar dat Gam ook in die ark gespaar is. Hy wat vervloek was, kon ook binnegaan. Maar u moet nie vergeet dat hierdie redding net tydelik was nie. Wat behoue bly, is nie die losse individue nie, maar die gemeente van God. Terwille van 'n regverdige vader of moeder word hulle kinders en hulle huisgesinne gespaar. Maar eendag sal God toesluit en Christus sluit toe, en dan is alles verby. En die Here het die ark toegesluit. Dit is nie die mense wat dit doen nie, selfs ook nie die engele van die hemel nie, maar God doen dit. Hy wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Hy maak die deur oop vir sy volk en gooi dit toe vir die wat nie in hom glo nie. By daardie deur staan daar ook dwaase mense wat klop en roep, Here, Here, maak vir ons oop. Maar die deur bly gesluit, want daar binne is sy gemeente. Maar in die ark saam met die mens gaan daar ook wilde en getemde diere. Die ark vertoon dus ook eintlik 'n vrederyk op aarde, want van al die diere het na die ark gekom. Net soos die diere vandag as daar groot onheil dreig nog na die mens se woonplek vlug. So is daar in die ark ook paradysvrede herstel. Vir 'n kort tyd het die leeu en die lam saam daarin gewoon. Dit is asof ons hier gekom het by die berg van God se heiligheid, waar niemand enige leed doen nie. As so 'n wêreldryk kan hy die deure toemaak, agter so 'n wêreldryk kan hy die deure toemaak,
En as die ark so op die wye waters ronddobber, dan is dit 'n profesie van die hemelryk waar alles volkome herstel is en alle dinge nuut gemaak is, waaragtig vrede op aarde, 'n voorspel van die profesie van Jesaja 11. So het die Here toegesluit, en so beëindig hy die geskiedenis van die ou wêreld. Dis die eind van die eerste wêreld, en hoe geweldig was die laaste ure nie. Vir die goddelose wat in die diepte vergaan het, was alles vir ewig verby. So kan die eind ook wees, bitter en donker. En dit is 'n waarskuwing vir u. Daar het baie saam met Noag gewerk, en tog het hulle buitekant gebly. So kan daar ook Christene wees wat saam gearbei het, en tog eenmaal die deur gesluit sal vind. Dit kan wees dat hulle die doop ontvang het, maar vreemd is aan Christus. U deur was miskien altyd vir Christus toe, dan kan u tog nie anders verwag dat as sy deur vir u ook vir ewig gesluit sal wees nie. Maar daar is God dank ook die ander einde, die van Noag en sy huisgesin. Dit is die einde wat behoud en vrede aanbring. As die Here agter hom toegesluit het, dan is alles wat in die ark is volkome veilig. Die oordeel het gekom, maar dit het die ark opgetel. Dieselfde water wat verswelg, dra die ark tot behoud. Die ark is die profesie van die redding deur Christus. En as God eenmaal daardie deur toegesluit het agter u, dan is u vir ewig bewaar. Dan kan Gods oordeel maar kom, maar dit sal die ark nooit verdelg nie. Salig is u as u die redding ken, dan sal God se oordeel u nie verskrik nie. Dan sal u einde ook nie vrees wees nie. As God kom om toe te sluit, dan is u behoue en vir ewig aan die feesmaal van die Lam. Maranatha. Die dag van Christus kom haastig. Hy kom vinnig aan om toe te sluit. Net soos hy die ou wêreld afgesluit het, net soos hy elke jaar ook afsluit op die laaste dag. Wat kom daar nie alles voor ons gees op as ons oor die jaar terugdink nie? Hoeveel verandering was daar nie in ons familielede, lewe, in ons gemeentelike lewe en ons kerklike en volkslewe nie. 'n jaar het verloop, 'n jaar waarin God ons gespaar het en alles wat ons nodig gehad het, ryklik geskenk het. Hoe moet ons hom nie dank nie? Maar dit is ook 'n jaar waarin geweldige profeseë bewaarheid geword. Die vingerwysing van die oordeelsdag wat nader kom, en ons weet nie hoe naby dit al is nie. Maar God gee dat ons voorberei vir sy koms, want eenmaal kom ook die oujaarsdag van ons lewe en van die wêreld. En hoe bitterlik sal dit wees as God vir ons die deur toegesluit het. Maar hoe heerlik sal dit wees as ons in die gemeente en in die ark is. Want dan wag daar vir ons, as die ou jaar van ons lewe aangebreek het, 'n nuwe lewe in 'n nuwe hemel en op die nuwe aarde, waar daar enkel vrede is en geregtigheid woon. Kyk broeders en susters, gemeente van Christus, hy kom. Maranatha. Amen. Kom ons bid net saam. Grote God, ons kom vanoggend om vir u te loof, vir die wete dat daar wel 'n uitverkiesing is uit hierdie wêreld wat so deur sonde bevlek en besoedel is. Here, maak ons volwasse genoeg in die geloof om te besef dat nie almal op hierdie aarde bestem is vir die hemel nie. Here, ons kan net by u pleit dat as ons eendag na u roep, dat u nie sal sê dat u ons nooit geken het nie. Gee aan ons 'n vurige geloof en liefde vir u, as ook onder mekaar, as gemeente van u, o God. Laat ons in liefde en in vrede saam met mekaar u dien, deur ons werk en lippe. Mag ons ook vir ander 'n lig wees in hierdie donker wêreld, dat alles wat ons doen tot eer van u, o God, sal dien, en nie vir eie eer en gewin nie. U is die pottebakker en ons is die klei. Maak ons bruikbaar vir u koninkryk, o God, instrumente in u hand, nie net vir mekaar hier nie, maar in ons gemeenskap, in ons land en ja God, ook in hierdie wêreld. Wees genadig asseblief, o Heer, oor ons sondaar mense. Amen.
Ons slotsang is gesang 299, verse 1 en 2. Gesang 299, verse 1 en 2. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Verhef nou u harte tot God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.